Kom ons lees Handelinge 1 van vers 1 af. Die eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitverkies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hy hulle keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u weer die koninkryk van Israel gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Ons lees nie tot daar, dit is die woord van die lewende God. Vanmôre gaan ons kyk na die groot vraag, die oorskakeling van Jesus, sy teenwoordigheid. Hy was by sy disippels, hy was op hierdie aarde gewees, en soos ons donderdag gevier het, het hy opgevaar na die hemel, en soos hy heeltyd gesê het, ek stuur vir julle 'n ander trooster. Ek gaan julle nie alleen los nie, ek sal julle nie soos weeskinders los nie, ek stuur 'n ander trooster, ek stuur die Gees van God, die Gees van die waarheid. En vandag gaan ons na daai oorgang kyk van Jesus, sy teenwoordigheid, alles wat hy gedoen het, na die Heilige Gees. Want dis vir ons belangrik, want ons het Jesus nie gesien terwyl hy op die aarde was. Ons kon nie hom gehoor praat het, ons het nie sy wonders gesien nie. En daarom moet ons gaan kyk na die Heilige Gees en die impak wat die Heilige Gees bring, want dis presies hy wat Jesus gegee het in sy plek, 'n ander trooster. Nou as ons gaan kyk na Jesus en sy werk, en ek wil juist fokus op Lukas, want Lukas het gesê, hy skryf hierdie evangelie, want hy vat al die getuienisse wat hy gehoor het, en hy bring dit by mekaar, en hy skryf hierdie geskiedkundige geskrif, sodat almal wat dit kan lees kan weet, wie is Jesus, wat het Jesus gedoen. En julle het gesien daar in vers 1, Handelinge 1 vers 1, my eerste boek verwys Lukas terug na die evangelie Lukas wat hy geskryf het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen het, van die begin tot op die dag van sy hemelvaart. En gaan lees Lukas, dan sien jy, dit is presies wat hy gedoen het. So daar's 'n paar goed oor Lukas, wat ons moet net vinnig na gaan kyk, want dit dra by na hierdie gedeelte in Handelinge 1. As ons begin by Lukas, dan sien ons die verwysing na Johannes die Doper. Daar was eers die aankondiging, Johannes die Doper gaan gebore word, en hy gaan die voorloper van Jesus wees. En dan daai boodskap van Jesus gaan gebore word. En dan word Johannes gebore, soos voorspel is, en dan word Jesus gebore, soos ons uit die Ou Testament uitlees. Dan van Jesus se geboorte na 8 dae het hulle hom tempel toe gevat, en hulle het hom aan die Here voorgebring. Hulle het die offers gebring wat hulle moes. En dan sien ons later, toe Jesus nou 'n bietjie groter geword het, toe hulle Jerusalem toe gaan, toe het hy agtergebly daar in die tempel, want hy was besig met die dinge van sy Vader, en dis wat hy vir sy ouers gesê het. En so het Jesus groot geword, en dan lees ons van sy doop. En nou, die doop van Jesus is regtig vir ons belangrik, as ons gaan praat van die Heilige Gees vir ons. Want toe Jesus gedoop is deur Johannes die Doper, julle weet wat het gebeur. Die hemel het geopen, en die Heilige Gees het in die vorm van 'n duif afgekom op Jesus.
En dit is belangrik, want daar is vir Johannes gesê, ons sal dit nou lees, dat die een wat jy sien, die Heilige Gees opkom, dit is hy. Hy is die een. Ek doop met water, maar hy doop met die Heilige Gees, met vuur. En dis presies wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus se doop. En na sy doop, die geslagsregister wat voorgehou word. En dit is so 'n bevestiging van wie is Jesus. As jy gaan kyk hoe Lukas het geskryf het, stap vir stap. Dis Jesus. Dis die Messias wat gestuur is, wat lank beloof was. Dis hy wat gekom het. Die geslagsregister gaan terug tot die seun van God. Van Josef af. Jesus was die seun van Josef. En dan eindig dit Adam en dan die seun van God. Geslagsregister en dan gaan dit oor in Jesus se bediening. Sy lering, die manier wat hy geleef het, dit wat hy gedoen het, al sy boodskappe. Lukas praat baie soos die bergrede. Hoe lyk 'n Christen? Hoe tree 'n Christen op? Die wonderwerke wat Jesus gedoen het. En so deur sy lewe bewys hy wie hy is. Die seun van God. En dan kom ons by die dood van Jesus, sy sterwe aan die kruis, die opstanding, die leë graf en dan die hemelvaart. En so het Lukas al hierdie goed neergelê. Heel eers sodat ons kan besef, maar wie is Jesus? Wat het Jesus gedoen? En nou gaan dit verder. Handelinge 1 vers 2. Voordat hy in die hemel opgegaan het, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitverkies het. Jesus is besig om die oorgang van hy wat op die aarde was, hy wat die koninkryk gebring het, en die koms van die Heilige Gees. En soos hy dit hierso stel, Jesus het deur die Heilige Gees die disippels, die apostels wat hy gekies het, onderrig. Jesus bring sy getuienis, en dit is vir ons so belangrik. Jesus bring sy getuienis en die getuienis van die Heilige Gees bymekaar uit. En hy sê vir ons, maar dit is die volle waarheid. Dis nie dat Jesus aan die een kant sy stories gehad het en die Heilige Gees kom nou met iets anders en hy vertel vir ons iets anders nie. Nee, wat Jesus gesê het, wat die Heilige Gees sê, is presies dieselfde. En dit is hoe ons daarna moet gaan kyk, want dit is wat ons lewe beïnvloed vandag. Want ons moet onder die leiding van die Heilige Gees staan. Hoe luister ek na die getuienis van die Heilige Gees? Hoe luister ek na die leiding van die Heilige Gees? Hoe luister ek na die oproep van die Heilige Gees? Is dit, of is dit, maar dis Jesus se woorde, wat nou by my uitkom. Dis Jesus wat deur sy Gees met my praat. En dis Jesus, dis die seun van God, dis hy wat gesterf het, dis hy wat opgestaan het, dis hy wat opgevaar het na die hemel. Ek moet luister na wat die Heilige Gees sê. Want ek het 'n oproep en ons sal daarby uitkom. En dan kom Jesus in vers 4 en vers 5, terwyl hy hulle keer bymekaar was aan tafel, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. Dink net hoe mooi moes dit gewees het. Jesus sê, die Vader het 'n gawe beloof en dit is op pad na julle toe. Soos julle van my gehoor het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Wat 'n opgewondenheid moes daar by die disippels gewees het. Wat gaan gebeur? Hoe gaan dit gebeur? Hoe voel ons oor die Heilige Gees? Hoe opgewonde is jy oor die Heilige Gees? Oor die Heilige Gees in jou lewe, die Heilige Gees wat in jou woon. Want jy is tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat getuig daagliks by jou, wat saam met jou stap, jou trooster. Die een wat saam met jou op die pad is. Het ons hy opgewondenheid oor die Heilige Gees? Ek wil net gou, soos ek gesê het, teruggaan na Johannes 1 vers 33. Net om vir ons seker te maak dat
dat ons hierdie regte prentjie in ons gedagtes het. Johannes 1 vers 33. Onthou hulle het vir Johannes gaan vra, maar is Jesus nou die een? Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. En nou kom Jesus en hy sê vir sy disippels, julle gaan die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die Heilige Gees het op my gekom. Hier is 'n verwysing na Joël, hoofstuk 2, wat ek net vir ons wil lees. Joël, hoofstuk 2, vers 28. Dit gaan oor die Heilige Gees. Jesus het vir sy disippels gesê, bly, wag, die gawe wat die Vader beloof het, gaan kom, julle gaan met die Heilige Gees gedoop word. Vers 28, Joël 2 vers 28, wanneer dit alles gebeur, sal ek my Gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien. Joël, die profeet, het gesê die Heilige Gees gaan uitgestort word op die mens, op die gelowige. Jesus sê vir sy disippels, die tyd is naby. Bly in Jerusalem, totdat julle die Heilige Gees ontvang. Die gawe van die Vader. Hoekom? Want ek gaan weg. En julle moet dan aangaan om te lewe as gelowiges. En die Heilige Gees het hier op die apostels gekom. Die Heilige Gees het op die vroeë kerk gekom. Al die gelowiges is gevul met die Heilige Gees en hoor vandag mooi, elke gelowige vandag is gevul met die Heilige Gees. As jy vandag bely, Jesus is my Here, dan is jy gevul met die Heilige Gees. En dit is ons waarheid, dit is ons realiteit. Daar is Jesus se belofte, en dan Joël 2 vers 28, en dan is dit die hemelvaart. Nou, ons kan sien, Jesus het alles in plek gesit. Hy het sy disippels geleer, hy het vir hulle gewys, hy is die Seun van God. Hy het aan 'n kruis gesterf, hy is begrawe, hy het opgestaan, hy het aan hulle verskyn, en hy sê vir hulle, julle gaan die Heilige Gees ontvang, en dan vaar Jesus op. En skielik is hulle alleen. Daar waar die twee boodskappers, die twee engele vir die disippels gevra het, hoekom staar julle so na die hemel? Jesus kom weer. En in daai tyd dat hy opgevaar het in sy wederkoms, nou moet ons lewe, nou het ons die Heilige Gees nodig, nou moet ons lewe met die gawe wat God vir ons gegee het. En dit bring ons nou by Handelinge 1 vers 8 uit. En dit is ons uitdaging, dit is ons oproep. Hoor wat sê Jesus in vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal die krag van die Heilige Gees ontvang. Hoor mooi, dis die krag van God. Dis die Heilige Gees is God drie-enig. En hy kom in al sy krag en hy kom oor jou. Daarom jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die aarde. Jesus sê daar gaan iets groots gebeur. Die krag van die Heilige Gees, die Heilige Gees homself gaan oor jou kom. Hy gaan jou sy tempel maak. Hy gaan in jou woon. En wat gaan gebeur? Julle sal my getuies wees. Nie net om te vertel nie, maar om te lewe, so uit te leef, dat die hele wêreld kan sien, maar julle is gevul met die Heilige Gees. Dat die hele wêreld kan sien, maar julle behoort aan Jesus Christus. Julle is sy kinders. Hier's 'n toets. Hoe weet ons die Heilige Gees het gekom? Ons lees van die belofte, ons lees wat Jesus sê, ons lees van wat Joël sê, maar het die Heilige Gees gekom? Is dit so indrukwekkend
soos dit voorspel was. Dit wat die disippels gedink het gaan gebeur, was hulle tevrede met dit wat hulle ontvang het? Is die Heilige Gees regtig so indrukwekkend? En die vraag wat ek wil vra is die toets wat ek wil vra is 2 vrae. En die eerste een is die werke van die kerk sigbaar? Want as die werke van die kerk sigbaar is, dan weet ons maar die Heilige Gees het gekom. Wat is die werke van die kerk? Soos ons sien, getuienis. Julle sal getuig oor my, het Jesus gesê, onder die leiding van die Heilige Gees sal julle getuig oor my. Die Engels sê dat you will be witnesses unto me. Jou lewe, jou woorde, jou dade, alles gaan wys na wie Jesus is. Dit is die resultaat van die werk van die Heilige Gees. Nou het dit so gebeur. Was die uitstorting van die Heilige Gees hierdie impak moment vir die kerk, vir elke gelowige? Soos jy vanoggend hierso sit, is jou werke sigbaar, is jou getuienis sigbaar. Wys jou hele lewe alles na Jesus as jou verlosser. Verkondig ons die lering van die opstanding van Jesus. Praat ons daaroor. Dit is die bewys dat die Heilige Gees gekom het. Dit is die bewys van die krag van die Heilige Gees, want hier sit ons. Waar was Jerusalem? Nee, waar is Jerusalem? Dis nie hier naby nie. Dis in Israel. Ver van ons af. Die evangelie, die woord van Jesus het gekom tot hier in Bultfontein. Waar jy dit ook al die eerste keer gehoor het, het die Heilige Gees se krag mense gebruik om die evangelie te verkondig. So het die Heilige Gees gekom. Ja, was dit indrukwekkend? Verseker. Want hier sit ons bely nou Jesus. Ons lewe vir Jesus. Hy is ons getuienis. Hoe is dit moontlik? Die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees. Hoe het dit gewerk? Ek weet nie, maar die Heilige Gees het my gelei. Ouers, julle wat vir julle kinders geleer het van Jesus. Hoe het dit gewerk? Die Heilige Gees. As jy teenoor iemand getuig, dis nie jou eie getuienis nie. Dis die krag van die Heilige Gees wat in jou werk. En so gaan die boodskap van Jesus verder. Dis die eerste vraag van die toets. Word die boodskap van Jesus verkondig? En ons moet sê ja. Verseker, ons sit hier. Dit is so. En die tweede vraag is die doel van die Vader. En dit is nou 'n bietjie 'n dieper verstaan en 'n groter uitdaging. Die doel van die Vader, sy doel deur die Seun. Het dit vir jou al duidelik geword? Verstaan jy die doel van Jesus se koms? Nie net dat Jesus hier was, dat hy aan 'n kruis gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het, dat hy opgevaar het na die hemel nie, maar verstaan jy die dieper doel van God met die opdrag aan Jesus, gaan na hierdie wêreld, sterf, word die lam wat geslag is. Hoekom? Verstaan jy daai dieper doel? Verstaan jy dat God homself met jou wil verbind? Dat hy jou God wil wees, dat hy wil hê jy moet sy kind wees. Verstaan jy hoekom het Jesus gesterf, sodat jy gered kan word? Dis nie net dat Jesus hierdie goeie mens was en omgegee het vir ander mense nie. Dit was vir jou dat hy gesterf het. Dis God se plan vir jou, sodat jy verlos kan word, sodat jy kind van God kan wees, sodat jy vir ewig in sy koninkryk kan wees. Dis die doel van God met Jesus. En as jy vandag daai doel verstaan, wie het jou oortuig daarvan? Wie het dit op jou hart geskryf en sê, maar dit is die waarheid. Ja, Jesus het gesterf, maar hy het vir jou gesterf.
Want so lief het God die wêreld gehad. God het jou so lief gehad dat hy sy seun vir jou gestuur het, sodat jy hom kan ken, sodat jy tot hom kan roep, Abba, wat beteken Vader. As jy dit kan verstaan, hierdie dieper doel, dan het die Heilige Gees dit aan jou geopenbaar. Dan is die Heilige Gees in jou, dan het die Heilige Gees gekom, dan is hy uitgestort soos Jesus gesê het, soos Joël geprofeteer het. En daarom kan ons vandag, ek dink, die konklusie maak, die Heilige Gees het gekom. En die Heilige Gees woon in elkeen van ons. Want anders kan ek nie glo nie. Kan ek nie glo dat Jesus aan 'n kruis gesterf het. Kan ek ook nie glo dat ek nou kind van God is, deur dit wat Jesus gedoen het. Hier's 'n kritiese vraag wat ek wil vra. Het jy vandag die Heilige Gees? Ek het die toets voorgehou. Maar het jy die Heilige Gees? Is hierdie belofte in Handelinge 1 vers 8 jou belofte? Dat Jesus gesê het, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom en jy sal my getuie wees. Het jy die Heilige Gees? Soos Joël geprofeteer het, het jy die Heilige Gees? Dit is 'n kritiese vraag, want anders kan ons nie glo nie. Anders kan ek nie die waarheid aanvaar nie. Anders kan ek nie uitroep tot die Here en sê, maar Here, red my. Here, lei my, Here, rig my, Here, bewaar my, Here, wees my God. Ek wil vir ons 3 verse voorhou as oortuiging van dat ons die Heilige Gees het. Die eerste een is in 1 Korintiërs hoofstuk 12. In Korintiërs 12 vers 13. Hoor nou die werk van die Heilige Gees. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek, slaaf of vry is, ons is almal van die een Gees deurdrink. Deur die Heilige Gees het ons 'n getuienis. Deur die Heilige Gees het ons 'n belydenis. Ek glo in God die Vader. Ek is totaal oortuig van daai waarheid. Ek sit my hoop volkome in daai waarheid. Ek glo in God die Vader, almagtige skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here. En ek glo in die Heilige Gees. Dis ons belydenis. Hoe het ons daai belydenis ontvang? Want ons is deurdrenk met die Heilige Gees. Ons is gedoop met die Heilige Gees. Ons het die Gees. So as jy vandag 'n belydenis het waar jy sê, maar ek glo in God die Vader, ek glo in Jesus Christus, my Here, my Verlosser, my Koning, ek glo in die Heilige Gees, dan het jy die Heilige Gees. Jy kan dit nie sê sonder die oortuiging van die Heilige Gees nie. As jy vanmôre hierso sit, deel van die kerk, dan het jy die Heilige Gees. Want deur die Gees word jy deel van die kerk. Deur die Gees is jy opgeroep om vanmôre hier te wees, om na God se woord te kom luister, om saam te bid, om saam te sing. As jy in geloof lewe, as jy die Here dien met alles in jou, dan het jy die Heilige Gees. Want hoe kan jy dit anders te doen? Niks gaan vir jou sin maak nie. So gaan meet jouself daar. Het ek die Heilige Gees? Volgens hierdie vers, dit is hoe ek moet lyk. Volgende week vier ons nagmaal met die Pinksterfees, en om nagmaal te vier, om die wyn te drink, getuig jy, ek het die Heilige Gees. Ons is almal van die een Gees deurdrink. Ek kan nie anders te nie. Ek kan nie nagmaal hou en sê, maar sy liggaam is vir my gebreek, ek eet die brood. Sy bloed het vir my gevloei, ek drink die wyn.
Ek kan dit nie sê as ek nie die Heilige Gees het nie. So het jy die Heilige Gees. In Romeine 8 vers 9. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees het hierdie impak op ons lewe. Julle word nie meer deur julle eie sondige natuur beheers nie. Ek het verander. Ek lewe nie soos die wêreld nie. Ek jaag nie die wêreldse dinge na nie, want ek het die Gees. God is vir my belangrik. Jesus Christus is my belangrik. My diens aan hom is my belangrik. En dis hoe ek lewe. Ek behoort aan Christus deur die Gees. Daarom het jy die Heilige Gees. Die laaste een, Efesiërs hoofstuk 1. Vers 13 en vers 14. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het in Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Sien jy iets van die doel van God met Jesus Christus? Verstaan jy die doel van God met jou lewe? Dat God in jou lewe ingetree het sodat jy hom kan ken, sodat jy aan hom kan behoort, dat hy jou hemelse Vader is, dat jy verenig is met hom. Dit word waar deur die Heilige Gees. En hier het ons dit nou gelees. Die belofte, hy sal vir ewig by ons wees, die waarborg dat ons die Gees het, want ons kyk na die wêreld anderste, ons kyk na die lewe anderste, want ons het die Gees van God. Ja, dit maak my so opgewonde. Dit maak my so opgewonde. Dis wat ons het. Die wêreld ken Christus nie. Hulle het nie die Heilige Gees nie. Ons het die Heilige Gees. Laat ons opgewonde wees. Laat ons dit uitleef. Net om af te sluit, hoe ontvang ek die Heilige Gees? Wat moet ek doen om die Heilige Gees te ontvang? As ek Jesus ontvang, as ek hom ontvang as lam van God, as ek hom ontvang as my redder, as ek die vergifnis wat hy my aanbied, ontvang, omdat hy vir my aan 'n kruis gesterf het, as ek versoen word met God deur dit wat Jesus gedoen het, as ek besef maar my sonde is vergewe, ek is vrygemaak deur Jesus Christus alleen, dan gee Jesus vir my die Heilige Gees, dan skenk hy aan my die Heilige Gees. Dis wat hy vir sy disippels gesê het, ek los julle nie alleen nie. As ek Jesus aanneem, dan ontvang ek die Gees van God. En dan kan ek lewe. Dan kan ek lewe soos 'n kind van God. Dan kan ek lewe met hierdie opgewondenheid, met hierdie vreugde. Ek ken Jesus, ek lewe in hom. Ek lewe volgens die doel van God. Ek sien dit in, ek lewe, ek jaag dit na, want ek het die Gees van God. Wow. Dis ons realiteit vandag. Dis jou realiteit deur Jesus Christus vandag. Jy het die Gees van God. Laat ons lewe. Ons het die Gees van God, laat ons lewe. Volkome vir hom. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Kom ons lewe so tot eer van ons Here, want ons het die gawe ontvang. Amen. Kom ons bid saam.